If rugby is in your veins, this is where you need to be. We don't just talk rugby, we live it, break it down, and we celebrate it. And we bring you right onto the field. Join us, click and subscribe. You don't want to miss a second of this. Blindside, where future stars are born. Aret Burger is vir die afgelope 25 jaar in vroeë kinderontwikkeling en ontwikkeling van jong mense. Die passie en die hart wat hierdie vrou het vir die ontwikkeling van kinders is net ongekend. En ons het 'n gesprek met haar gehad juis oor die wonderlike produkte wat ons met julle oor gesels het 'n week terug met die naam Gen H. Is 'n hele reeks produkte wat uitgebring is deur die Suid-Afrikaanse Hall of Fame. Is baie betroubaar deur van die beste formuleerders in hierdie land aan mekaar gesit. Want ons wil dit vir julle maklik maak, die ouer, om doodseker te maak, jou kind kry al die nutriënte in wat hy nodig het, om deur 'n besige dag wat skoolkinders deesdae het, te kan kom. Het sy dit akademie of sport is. So geniet asseblief vir die episode saam met my, met Aret Burger. Glo vir my, die insigte is ongekend. Kan nie wag om julle te sien volgende keer nie. Ek het 'n voorreg om vandag met Aret Burger te praat. Sy gaan baie beskeie wees en ons en maak of dit iets vreeslik is nie, maar sy het 25 jaar se ondervinding met kinderontwikkeling en eintlik in 'n baie meer holistiese term as wat ons gewoond is aan hierdie tipe van, ek wil amper sê, jou expertise. En Aret, is my lekker om met jou te kan gesels, want ons by Blindside het gevoel, al soveel goed wat met ons kinders gebeur, en ons kykers ken ons harte, vir ons is dit absoluut, gaan alles oor die kinders, en die skole wat so mooi na ons kinders kyk. Ja. En daar's 'n gedeelte wat vir ons nogal belangrik geword het in hierdie tydperk, omdat ons self seuns in die huis het en sien wat se werkslading is op kinders, nie net akademies nie, maar so ook op sport en ander buitemuurse aktiwiteite. En ons het dit goed gedink om vandag 'n bietjie te gesels oor hoe belangrik is kos, of ek wil amper sê nutriënte, wat ons vir ons kinders gee. Ons weet supplementasie gaan nooit, of 'n reeks gaan nooit kos vervang nie, maar dit is so waardevol. En as ek kyk na wat gebeur tans met kinders tussen, kom ons sê 12 tot die ouderdom van 18 en selfs in hulle universiteitsjare, en die werkslading wat daar is, raak dit net al hoe belangriker. Aret, hoekom dink jy is daar so fokus op die regte produkte en die regte goed, en hoe kan ons kykers regtig toerus om die regte besluite te neem, en hoekom ons produkte ontwikkel? Sjoe! Dis 'n mondvol, ek weet. Dis 'n mondvol tyd. So ek dink die heel belangrikste ding is, ons het nie meer die voorreg om net eenoogig na kinders te kyk nie. Ons moet holisties na hulle kyk. Ja. Liggaam, siel en gees, dit is my aanslag. Daar's geen ander manier nie, want die een beïnvloed die ander 100%. Die druk wat op die kinders is, ek lag altyd as die ou mense sê, ag nee, die standaard van ons land het gesak. Dan dink ek, wanneer laas het jy gekyk wat leer ons kinders? In toets en eksamen, so die druk, die inligting, informasie era is baie groot. Die kinders moet kan byhou. In my kantoor tuis, kom mense, ek is mos nou 'n terapeut, ek hou baie van holistiese evaluering, en soos wat ek gesê het, holistiese aanslag, kom mense na my toe, dan sê hulle vir my, Aret, gee vir my hierdie baie gesofistikeerde antwoord op die probleem. Ek is old school tuis, keep it simple, hou by die basics. Kinders eet nie soos wat hulle in die vroeë jare, die voedingswaarde van kos het verander. Kinders kry eenvoudig net nie meer die regte kos in nie. So, jou vraag is, en ek dink die maklike antwoord op een van die
liggaamlike ontwikkelingsaspekte van kinders is, hoe kry ons hulle om hulle volle potensiaal te ontwikkel? Hoe kry hulle ons laat hulle die beste weergawe van hulle self is? Geef hulle goeie aanvulling, want dit is breinkos en daarmee saam help dit die brein om optimaal te funksioneer, om te kan byhou by die pas en die druk waaronder die kinders is. Keep it simple. Simplicity is the ultimate sophistication. Geef vir jou kinders asseblief goeie aanvullings. En dis presies waarvan ons wil praat, want ons het in die Hall of Fame met ons Generation H of Gen H, Generation Hero geskep, dood eenvoudig, omdat ek wou vertrou, as ek in enige retailer instap, of dit nou 'n apteek is, is daar rakke en rakke en rakke vol supplementasie, wat ek nie weet, waar kom dit vandaan, waar word dit geformuleer, wie is die gesiene professore ensovoorts wat agter die produk sit, Ja. en kan ek die vertroue hê, dat as ek daai produk van die rak afhaal, dat dit regtig gaan doen wat dit vir my sê dit doen. Want dit is pragtig om 'n prentjie op 'n pot proteïene te sien en te dink dit moet dit wees. Ja. Maar ek dink as ons 'n bietjie slimmer is as ouers, behoort ons tog te weet wat daarin is. En ek wil hê ons moet sommer in kombuistaal vir mekaar vertel hoekom is sekere supplementasie beter as ander eintlik, en dit gaan vir my 100% oor die integriteit van die produk, is dit nie? Ja, so die ding is tuis en dis my lekker, ek praat eintlik uit die huis van ma's wat die primêre aankoper is. Navorsing sê die ekonomie van die wêreld gaan deur vrouens se hande, né? Dit is maar hoe dit is. So 100%. ons praat eintlik met die ma's. Vir my as 'n ma van 3 dogters, mother juggler, baie balle wat jy in die lug moet hou. Ons het nie die tyd, die expertise om die integriteit van produkte te gaan toets nie tuis. Met dit gesê, ook in my kantoor sien ek dat mense partymal inkom, dan sê hulle was by professionele mense of het hulle sekere goed gedoen, en ek diskrediteer nie ander mense nie, maar ek weet baie mense wil besigheid doen om 'n geldjie te maak, dan is daar mense soos die Hall of Fame wat die Gen H ontwikkel het, wat 'n produk ontwikkel om ouers en ma's te help om die integriteit van 'n produk te vertrou. Met ander woorde, die mense wat agter hierdie produk sit, is die besgeskoolde in die land. Hoe lekker is dit om vir 'n ma te sê, jy hoef nie bekommerd te wees oor die inhoud van die produk nie, die integriteit, die gestandaardiseerdheid van waar hierdie produk vervaardig word nie. Ek bedoel, dit moet 'n mens eintlik nie eers op kamera kan sê nie. Maar dit is lewensbelangrik, want ons sien die effek van dit op mense. So vir my, in 'n praktyk, ek doen radio-onderhoude, ek was al baie op die televisie, mense luister wat ek sê tuis. My naam is op die spel. So ek moet baie versigtig wees agter wat ek my signature sit, regtig, want mense vertrou my met hulle kosbaarste besitting. Die professionele mense wat gehelp het om hierdie produk te ontwikkel of primêr verantwoordelik is die beste in die land, en ek dink dit sê dit alles. So as ek vir 'n ma's om te sê, jy klomp boksies wat jy moet aftik, van kos na klere tot dominee wees, skoolwerk, alles, stik hierdie boksie af in terme van kwaliteit, integriteit, beste in die land. En ek wil aansluit daarbey, want onthou, ons verwag nou, ons gaan die produk koop, so die mamas koop die produk, en ek is so dankbaar, mamas gee om, want die paas wil net hierdie seuns moet perform op die rugbyveld en in die akademie, maar mamma maak tog seker, sy wonder, het my kind genoeg geëet, is hy fisies verstandelik gereed om die volgende oefening te gaan bywoon, en ek wil so 'n bietjie stil staan op die dissipline daarvan, want dis vrek belangrik. Ons dink ons kinders moet outomaties daai dissipline hê, en baie van hulle het, maar ek dink daai dissipline kom tog uit 'n huis uit. So ek kan vir jou 3 etes maak, maar is jy gedissiplineerd genoeg om hulle te gaan eet? Ja. En tweedens, ek kan vir jou die beste produkte in die wêreld gaan koop, maar as jy gedissiplineerd en gefokus genoeg, en verstaan jy hoe belangrik dit is om optimaal te kan presteer in jou volgende oefensessie of jou volgende vraestel, moet jy die dissipline toepas om die produk te gaan gebruik. So produk integriteit is ongelooflik belangrik, maar daar's 'n element wat jy daagliks mee werk. Ja, jy moet hom nou gaan eet, gaan drink. Daar's nie 'n wonderpilletjie nie, en as daar is, jy moet hom nog steeds in jou mond druk en drink, is dit nie?
ek frustreer die mense mos met my navorsing, nê, maar ek sê as ek verstaan hoekom ek iets moet gebruik, dan sal ek aanhou om dit te gebruik en ek dink is belangrik dat ons definitief op 'n ander keer 'n bietjie daaroor moet praat om te sê hoekom moet my kind hierdie produk gebruik? Maar om jou vraag te antwoord, een van my dogtertjies het 2 ure vraestel geskryf en 3,5 ure netbal geoefen in sy skryfbesigheid vanoggend. Toe ek by haar kamer inkom, toe is daai kind, toe lyk dit of 'n trein oor haar gery het. Toe sê ek vir haar, het jy jou kreatien gedrink, my kind? Toe sê sy, mamma, werk dit so vinnig? Toe sê ek, sit jy net vas, ek gaan nou 'n before en 'n after van jou neem. Dit is nie 'n bemarkingsfoefie nie, Thys. Ek wil vir die kykers sê, 40 minute later, sy het tot 12:30 geleer vanoggend, toe lyk daai kind anders. So, en ek is jammer, ons maas wil maar 'n bietjie van 'n quick fix hê, regtig. Vir my om net aan te hou om die regte ding te doen sonder om resultate te kry is moeilik. So jou vraag is, moet ons dissipline hê om die kinders te pys 100%, maar ek dink die ma's moet verstaan dat dit werklik 'n verskil maak. As ons byvoorbeeld die kombinasie van die concentrate met die kreatien gee, Thys, die kinders kan werklik 3 ure regop sit, harder leer, konsentreer en fokus. So dit wat die produk sê hy doen, het ek gisteraand eerstens beleef. Maar die probleem is, en dit is wat jy sê, en ek wil nie ek is self 'n ma, ek het regtig baie balle wat ek in die lug hou, ek wil nie met die ma's beklei nie, maar dit help nie, ons wil vir ons kinders dissipline leer om te konsentreer en maar sit self nie dissipline om vir hierdie kind in die ritme te sit om hierdie produkte gebruik nie, en dit sê ek nog altyd van mense wat vitamines verkoop. Dis een ding om 'n goeie produk te ontwikkel, maar dis 'n ander ding om hom in 'n kind se lyf te kry. Correct. En om consistently aanhou om dit te doen. Dis die key. So ek wil sê die kombinasie eerstehands vir my is om in die oggend, veral in die toets en eksamen nou, 2,5 scoops van daai kreatien met die concentrate. Ek werk nie eers vir Gen H, maar ek sê vir jou, ek verkoop baie produkte vir julle uit die hand uit, want as ek stop by iemand en 'n ma sê, "Jo, dit gaan nou rof," dan sê ek, moenie net sê dis rof nie, iets wat jou kan help, wat jou kind kan help. Party kinders voltooi 'n 3 ure vraestel. Wanneer laas het jy vir 3 ure gesit en skryf, Thys? Dit is so. Dis wild, né? Dan moet jy nou vir Gauteng netbalkampioenskappe oefen en dan vanaand vir 5 ure of 6 ure vir jou volgende vraestel oefen. Yes, ek dink ons het 'n oplossing. Thys, ek sal my hand op papier sit. Ons het iets hier wat werk, wat ongelooflik baie hoop bring, maar dit gaan gepaard met dissipline. Arend, dit was regtig 'n voorreg en ons gaan definitief weer gesels, want ek dink daar's soveel meer wat ons sommer in gewone plat kom bystaal vir ons ouers, net 'n bietjie meer gemoedsrus kan toerus met die regte inligting en vertroue dat as ek hierdie doen en ek kan nie dissipline toepas, gaan my kind daarby baat. En ek sê weer van Blindside se kant af, gaan kyk op in die comments hieronder. Al die inligting wat jy nodig het oor Gen H is daarin. Jy gaan op die webwerf kan kom, jy gaan jou bestellings kan plaas. Daar's kontakbesonderhede van die mense wat regtig baie gefokus is om julle op die regte pad te lei. En ons voel dis belangrik en dis 'n verantwoordelikheid wat ons aanvaar by Blindside om ons kykers ingelig te hou. En Aret, baie dankie, dit was 'n voorreg. Ons gaan definitief weer gesels en ek is seker daarvan ons luisteraars gaan nie kan wag vir die volgende insit nie. Ek dink die mense kan so opgewonde wees oor julle produk, regtig, en wel dan en geluk met dit wat julle doen vir kinders. Baie dankie, Aret. If rugby is in your veins, this is where you need to be. We don't just talk rugby, we live it, break it down, and we celebrate it. And we bring you right onto the field. Join us, click and subscribe. You don't want to miss a second of this. Blindside, where future stars are born.